Goeiedag en welkom by nog 'n videoles oor algemene trigonometrie. In vandag se les kyk ons na die oplos van trigonometriese vergelykings waar hoeke en of triegverhoudings verskil. Byvoorbeeld sin theta is gelyk aan sin beta is 'n voorbeeld van hoeke wat verskil en sin theta is gelyk aan cos beta is 'n voorbeeld van triegverhoudings wat verskil. Ons gaan eerstens kyk na die oplos van triegvergelykings waar hoeke verskil. As ons na die volgende vergelyking kyk, sin x is gelyk aan sin 30 grade en al word vir ons gevra om vir x op te los, dan is daar twee metodes waarna ons kan kyk. In die eerste geval is dit al 'n logiese metode. Omdat ons weet 'n vergelyking moet aan die linkerkant dieselfde hê as wat aan die regterkant is, wil ons outomaties sê dat x gelyk is aan 30 grade. Nou hierdie antwoord is nie heeltemal 100% korrek nie, want dit gee vir ons net een spesifieke oplossing. Die tweede geval is die geval waar ons sin 30 op ons sakrekenaar gaan uitwerk en 'n waarde van 1/2 kry. Met ander woorde, sin x is gelyk aan 1/2. En hierdie geval is 'n meer korrekte weergawe. As jy nou terugdink aan vorige lesse wat ons behandel het ons die metode van algemene oplossing gebruik en ons het begin deur die verwysingshoek te bereken. Nou die verwysingshoek van sin x is gelyk aan 1/2 is 30 grade. Nou as jy dit weer vergelyk met die oorspronklike vergelyking wat jou gegee is, dan sien jy weer, ons het eintlik gesê x is 30 grade. Maar hierdie metode herinner jou om die algemene oplossings met ander woorde na die kwadrante te gaan kyk. So wat weet ons? Sin x is gelyk aan sin 30 en sin 30 is positief. So sin is positief in die eerste, sowel as in die tweede kwadrant. So vir die eerste kwadrant kry ons dan net die verwysingshoek plus k360, k elemente van heelgetalle. En vir die tweede kwadrant is dit dan 180 minus die 30, wat vir ons die 150 grade gee, plus k360 grade. So hierdie is die meer korrekte wyse om te volg. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld waar hoeke van mekaar verskil. So baie soortgelyk aan wat ons in die vorige skyfie gehad het, kry ons nou dat sin theta minus 20 grade is gelyk aan sin theta. Nou hier gaan ek praat van geval 3, alhoewel hy baie soortgelyk is aan geval 2. Eerste ding wat jy moet raak sien is, jy het weerskante van die vergelyking dieselfde triegverhouding, naamlik sin. So in hierdie geval gaan ons praat van theta as die verwysingshoek en as jy nou onthou van die vorige skyfie, het ons gehad dat x is gelyk aan 30 grade was die verwysingshoek gewees. As ons dan nou na die oorspronklike vergelyking kyk, sien ons werk met 'n sin wat positief moet wees, met ander woorde, ons gaan werk in die eerste sowel as in die tweede kwadrant. Vir die eerste kwadrant gebruik ons dan theta minus 20 grade is gelyk aan jou verwysingshoek plus k360 en hierna gaan jy gewone algebra doen en jy gaan al die theta na die een kant toe bring en die grade na die ander kant toe. Vereenvoudig kry ons dan 'n antwoord van 0 is gelyk aan 20 grade plus k360 grade. Moenie vergeet van die k-elemente van heelgetalle nie. Nou hier kom ons op iets spesiaal en interessant af. Met ons vereenvoudiging het die thetas mekaar heeltemal uitgekanselleer. Met ander woorde, ons het nie meer 'n hoek wat ons kan oplos nie en daarom is daar geen oplossing in kwadrant 1 nie. Kwadrant 2 is dan theta minus 20 grade is gelyk aan jou 180 grade minus jou verwysingshoek. Weereens vereenvoudig en dan kry jy 2 theta is gelyk aan 200 grade. Om theta nou alleen te kry, moet jy gaan deel met 2. En onthou, die oomblik wanneer jy moet deel of selfs maal, dan beïnvloed dit jou periode ook. Met ander woorde, jy moet die k360 ook met 2 gaan deel. En dan kry jy jou finale antwoord vir theta is 100 grade plus k van 180 grade, waar k elemente is van heelgetalle. Weereens, net soos in die vorige oefeninge, indien hulle 'n beperking, met ander woorde 'n interval by jou beginsom sit, dan moet jy die spesifieke oplossings gaan uitwerk deur k te vervang met heelgetalwaardes. As ons nou kyk na voorbeelde om vergelykings op te los waar verhoudings verskil,
dan kyk ons na iets soos die volgende. So weerskante van die vergelyking het jy twee verskillende triegverhoudings. Nou in hierdie geval gaan jy van kofunksies gebruik moet maak, want jy moet beide kante dieselfde triegverhouding hê. So dit maak nie saak watter kant jy mee werk nie, jy kan enige een van die twee kante kies, besluit wat werk vir jou die maklikste. Ek het die regterkant gevat. So, sin van 90 grade minus 2x is dieselfde as cos 2x. Onmiddellik beteken dit ek het nou 'n vergelyking waarvan die twee verhoudings weerskante dieselfde is. So my verwysingshoek is dan nou die 90 grade minus 2x. Sin is weer eens positief, so ons werk in die eerste en in die tweede kwadrant. Vir die eerste kwadrant is dit jou hoek, x plus 20 grade is gelyk aan jou verwysingshoek, plus k 360. Weer eens, jy vereenvoudig dit algebraïs. Nou kry ons 'n 3x, wat beteken, dis nie net die 70 wat jy moet deel met 3 nie, maar ook die periode, en jy kry finale antwoord hier van x is 23,33 grade, plus k 120. Vir die tweede kwadrant moet jy nou 'n bietjie versigtig wees. So dis jou hoek, x plus 20 grade is 180 grade minus, en let op die gebruik van die hakkies, spesifiek omdat jy moet uitkyk hier vir tekenfoute wat jy maklik maak. Goed, so as ons dit dan vereenvoudig, so vereenvoudig die hakkie, bring al die x'e na die een kant toe en die grades na die ander kant toe, kry ons minus x is 70 grade plus k 360. Maar ons wil net vir x hê, so jy moet nog gaan deel met 'n minus, en dan kry jy minus 70 grade, en let hierso op, ek hou dit as plus k 360, want omdat k heelgetalwaardes is, gaan die teken voor dit nie regtig beïnvloed wat verder gebeur nie. So, jy hoef tegnies dan net jou hoek met die minus te gaan deel. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde. In hierdie voorbeeld kan ons sien dat ons het weerskante dieselfde triegverhouding, maar die hoeke verskil. So, die verwysingshoek in hierdie geval is 2x plus 15 grade, en jy het nie nodig om in 'n toets of in 'n vraestel hierdie verwysingshoek neer te skryf nie. Wat ons egter wel nou sien is dat cos negatief is, en cos is negatief in die tweede en in die derde kwadrant. So vir die tweede kwadrant is dit jou hoek, is gelyk aan 180 minus jou verwysingshoek, let weer op na die hakkies, en dan kan ons nou vereenvoudig, eerstens die hakkies uit vereenvoudig, dan vereenvoudig ons deur al die x'e na die een kant en die grades na die ander kant te neem, deel met 3, onthou om jou periode ook te deel met 3, en jy kry jou finale algemene oplossing vir hierdie kwadrant. Kwadrant 3 is dan jou hoek, is gelyk aan 180 grade plus die verwysingshoek, en weer eens vereenvoudig ons, en in hierdie geval gaan jy dan deel met die minus, so onthou weer, dis net die hoek, die 205 grade wat jy hoef te deel met die minus, omdat dit geen invloed op die K360 sal hê nie. Die laaste voorbeeld waarna ons gaan kyk, is 'n voorbeeld waar die triegverhoudings verskil. So hierso het ons 'n sin aan die linkerkant en 'n cos aan die regterkant. Ek gaan weer eens die regterkant verander, maar let bietjie hierop, nou moet jy ook mooi fokus, want sin, en dan sit 90 grade minus 'n hoek, gaan ons nou vir jou die cos gee, sy kofunksie. So, kyk hoe maak ek van hakkies hier gebruik, dis 90 grade minus in hakkies, die hoek wat jy by die cos gehad het. Dan gaan ons nou eers die blokhakkie vereenvoudig, en dit gee vir jou dan die hoek van 140 grade minus theta, wat dan ook jou verwysingshoek is. So ons sien sin is positief, en sin is positief in die eerste en die tweede kwadrant. So vir die eerste kwadrant is dit 2 theta, die hoek, is gelyk aan jou verwysingshoek plus K360. Vereenvoudig dit algebraïs, dan kry jy 3 theta, so jy moet gaan deel met 3, onthou die periode moet ook deel met 3. Vir kwadrant 2 is dit dan jou hoek, is gelyk aan 180 minus die verwysingshoek, en dan vereenvoudig jy algebraïs, en jy kry jou finale antwoord in hierdie geval. Goed, ek dink dit is 'n redelike eenvoudige, maklike werk,
want hier moet jy basies al jou vorige kennis van kofunksies en algemene oplossings nou net kom toepas. So gaan kyk gerus weer na vorige werk en vorige lesse en maak seker jy verstaan kofunksies en algemene oplossings voor jy met hierdie huiswerk begin. Lekker werk, geniet dit!